Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag, 27 Augustus. Die oorwinning in Christus. Lees 2 Korintiërs 2 vers 12 en 13. Waarin het Paulus gegaan nadat hy die sogenaamde streng brief geskryf het? Wat het hy daarso gedoen? 2 Korintiërs 2 vers 12 en 13 lees: Maar toe ek in Troas aangekom het om die evangelie van Christus te verkondig, hoewel 'n deur vir my in die Here geopen was, het ek geen rus van my gees gehad nie, omdat ek my broeder Titus nie aangetref het nie, maar ek het van hulle afskeid geneem en na Macedonië vertrek. 2 Korintiërs 2 vers 12 en 13. Terwyl Paulus op Titus gewag het, was hy onrustig, soos reeds gelees. Desnieteenstaande kon hy nie ophou om Jesus, wat hy innig liefgehad het, te verkondig nie. In daardie stadium het hy nog nie geweet watter uitwerking sy streng sendbrief gehad het nie. Hy kon nie wag om by Titus te hoor hoe die Korintiërs sy skrywe ontvang het nie. Paulus se poging aan Troas was suksesvol, maar die volgende gedeelte word aangehaal uit Ellen G. White, The Acts of the Apostles, bladsy 323. Hy kon nie lank daarso vertoef nie. Die bekommernis oor al die gemeentes, 2 Korintiërs 11 vers 28, en veral die oor Korinte het swaar op sy gemoed gelê. Hy het gehoop om Titus in Troas te ontmoet. Hy wou hoor hoe sy sendbrief met woorde van raadgewing en vermaning aan die Korintiese gelowiges toe ontvang is, maar ontvang ongelukkig geen tyding nie. Tog het ek nie gemoedsrus gehad nie, skryf hy, omdat ek my broer Titus nie daar gekry het nie, in 2 Korintiërs 2 vers 13. Gevolglik verlaat hy Troas en gaan na Macedonië toe, waar hy vir Timoteus by Filippi ontmoet het. Ellen G. White, The Acts of the Apostles, bladsy 323. Lees 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 17. Wat was Paulus se reaksie toe hy Titus in Macedonië raakloop en van die Korintiërs se positiewe respons verneem? 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 17 lees as volg. Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste 'n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 17. Die vraag lees weer, wat was Paulus se reaksie toe hy Titus in Macedonië raakloop en van die Korintiërs se positiewe respons verneem? In 'n oomblik van jubeling bevestig die apostel dat God in 2 Korintiërs 2 vers 14 ons altyd saam voer in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Wat 'n wonderlike ding om te sê. 'n Hart gevul met teenwoordigheid, Christus versprei, die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. 2 Korintiërs 2 vers 14. Paulus verbly hom in die Here, omdat die streng woorde wat hy met soveel hartseer geskryf het, die verlange vrug afgewerp het, in hoofstuk 7 vers 5 tot 9. Dis waarlik 'n groot oorwinning. Intussen herbevestig Paulus sy opregtheid as 'n apostel van Christus in 2 Korintiërs 2 vers 17. Wat sê, want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Hoofstuk 1 vers 12 lees ook, want ons roem is dit, die getuienis van ons gewete, dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God, nie in vleeslike wysheid, maar die genade van God in die wêreld verkeer het, en veral by julle. Die skrifgedeelte noem hoe mens onderskeid tussen 'n getroue dienskneg van Christus en 'n valse leraar kan tref. Terwyl laasgenoemde die evangelie uit eie belang te koop aanbied, predik eersgenoemde die woord van God uit opregte liefde vir Christus.
Wat is jou beweegrede vir alles wat jy doen? Veral vir die dinge wat jy in die naam van Jesus doen.